Kom ons lees saam, Psalm 89. 'n Maskiel van Etan, die Esragiet. Oor die troue liefde van die Here wil ek altyd sing. Van geslag tot geslag wil ek u trou met my mond bekend maak. Ja, ek sê dit, vir ewig word u troue liefde gevestig. In die hemel hou u trou in stand. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. Ek het aan my diensknegt Dawid met 'n eed beloof. Vir altyd hou ek jou nageslag in stand. Van geslag tot geslag het ek jou troon gevestig. En hierdie gedeelte wat hierdie eerste 5 verse oorgaan, verwys terug na wat ons lees in 2 Samuel 7. Ons gaan nou 'n bietjie daarna verwys of net die kern daarvan saamvat. En dan kan ons weer saam lees van vers 39 af. Nou word hier weer oor die koning gepraat, sien die totale verandering in die Psalm. Eers was al gepraat van wat die psalmskrywer sê, u troue liefde van geslag tot geslag het die Here sy troon gevestig. Hy het met 'n eed aan hom beloof, hoor vers 5 se begin, vir altyd hou ek jou nageslag in stand. So dis waar dit begin. En hier word gepraat nou van Dawid as koning oor Israel. En dan van vers 39 af, dan word hier weer gepraat van Dawid. Maar nou staan nie, maar u self het hom verstoot en verwerp. U was woedend vir u gesalfde. U het die verbond met u dienskneg opgehef, of dan u het die verbond met hom verbreek. Sy kroon tot in die grond ontheilig. U het al sy skermmure afgebreek. Van sy versterkte stede ruïnes gemaak. Almal wat daar verbygaan, het hom geplunder. Hy het 'n bespotting geword vir sy bure. U het die regterhand, met ander woorde die regeerhand en die magshand van sy teenstanders hoog gelig. U het al sy vyande bly gemaak. U o rots het ook sy swaard teen hom gedraai. U het hom nie staande gehou in die stryd nie. U het sy glans laat verdof en sy troon, die het u teen die grond gegooi. U het die dae van sy jeug kort geknip, hom in skaamte gehul. Hoe lank nog, Here, gaan u uself vir ewig verberg? Sal u woede soos 'n vuur bly brand? Dink daaraan, wat is my lewensduur? Om watter sinnelose rede het u alle mensekinders geskape? Watter jong man leef en sien nie die dood nie? Wie kan sy lewe aan die mag van die doderyk ontkom? Waar is u troue liefde van vroeër, my Heer, wat u in trou met 'n eed beloof het aan Dawid? Dan so gebed, my Heer, dink aan die bespotting van u diensknegte, wat ek teen my bors dra. Dink aan al die baie volke, wat spot dryf, Here, aan die vyande, Here, wat spot dryf met u gesalfde, waar hy ook al gaan. En dan weer die einde, die Here moet vir ewig geprys word. Amen. Amen. Geliefdes, kyk ons na hierdie Psalm, dan beleef ons maar iets van wat 'n mens partykeer in die geloof deurgaan, wanneer jy deur verskillende situasies beproef en getoets word, veral deur dinge wat jou ernstig beproef of toets. Ons sien, die psalmskrywer begin met hierdie groot verklaring van God se trou, en hoe die Here se trou nooit sal weggaan nie. Ons gaan nou in dit inklim, dan gaan jy sien, hoe sterk is selfs die taal wat hy gebruik, en die teenwoordigheid van chiasmus, ons gaan nou vir julle verduidelik wat dit is, sê vir ons, dis regtig waar iets wat groot klem opgelê. Jy moet wakker luister as hierdie goed van die Here gesê word. Maar dan ewe skielik, dan maak die Psalm 'n draai, die psalmskrywer, en hy is negatief. Het julle gehoor? Hy is negatief, en hy bevraagteken die Here. En hy kan nie verstaan hoekom die Here toelaat dat gebeur wat gebeur nie. En dan weer maak hy 'n draai, en hy eindig die Psalm met die woord, die Here moet vir ewig geprys word. Amen, amen. Wat beteken waarlik? Waarlik, julle, die slotsom van alles is dat die Here vir ewig geprys moet word. Kom ons begin met daardie eerste woord, of eerste deel. Die woord wat jy daar op die skerm sien, is die Hebreëse woord geset. En die Hebreëse woord geset is die woord, of is 'n baie diep woord, wat gaan oor die verbondsliefde, die verhouding of kontrakliefde wat die Here vir ons het,
wanneer hy 'n verhouding opstel of mense roep om in 'n verbond met hom een te wees, dan is dit die woord wat beskryf word vir sy liefde. Dawid beroep hom op dit wanneer hy gesondig het. Onthou julle in Psalm 51 en hy sê vir die Here, ek het gesondig met my moord op Uria en my oorspel met Batseba. Ek beroep my op u troue liefde. Dis wat daar gebeur. En dan weer hier in vers 89, hoor ons in vers 2, die troue liefde van die Here sal ek altyd oorsing. En dan weer in vers 3, vir die troue liefde van die Here word gevestig. So hierdie woord geset is 'n baie belangrike woord in die Ou Testament en dit dui op daai verbond verhouding. Ons gaan nou kyk na 'n paar punte waar dit aanhaak. Maar ek wil net vir julle so 'n interessante storie vertel, want julle sal nou vir my sê, hoekom gebruik jy 'n Hebreëse woord as ek nooit dit sal onthou nie? Ons het nie Hebreëus gaan leer op universiteit nie. Toe ek hierdie goed moes leer, en ek weet, Braam en Louis en elke ander teoloog doen dieselfde. Nou stap jy in op universiteit en ewe skielik het jy Hebreëus, Aramees, Grieks, Duits, Latyn en Setswana of Frans. Nou kan jy vir jouself dink wat die implikasie is van woordeskat leer. Jy moet al hierdie verskillende tale se woordeskat leer sodat jy daai woord met die paradigmas vir die sintaksis kan verbuig. Goed. En wat jy nou maar doen is jy gaan as jy in 'n seunskoshuis is en jy maak die stort groot oop en jy huil jou oë uit. Dit was my stap 1. Stap 2 het ek besluit ek moet 'n manier kry om hierdie goed te onthou. En ek het altyd vir my sulke konnektasies gemaak. So die Hebreëse woord vir luister is die woord shama. En ek geweet as ek nie luister na my ma nie, dan kry ek raas of 'n oorveer, nê. So dan sê ek vir myself, Reinhard, luister na shama. So onthou ek dit, nê. En in Psalm 51 het Braam die woord Ganan genoem. Dis die woord vir genade. En ek het vir myself gesê, deur die genade van die Here gaan ek aan. En so kon ek Ganan onthou. Maar hierdie een het regtig 'n baie mooi betekenis. Oor die troue liefde van die Here is ons geset for life. Dis hoe ek dit onthou. Ons is geset. Julle ken die uitdrukking, I'm set for life. Ons is geset for life. Geset, die troue liefde van die Here. Dit beteken diep dinge. Kom ons kyk na 'n paar. Eerste een is verbondstrou. Dis liefde wat voortvloei uit 'n kontrakverhouding. Die Here sê, die God wat sy beloftes nie breek nie, wat nie teen sy eie woord ingaan nie, wat nooit omkeer wat hy beloof het nie. Hy sê, hy beloof, ek sluit met jou 'n kontrak. Ek het 'n verhouding met jou. Nie net vir Abraham en Dawid getel nie. Die hele Nuwe Testamentiese vervulling, die vervulling in die kerk hier, is absoluut wat die Here se plan nog altyd was. Hierdie is 'n verbondskerk, het jy dit geweet? Dis 'n kerk wat vloei vanuit die verbond. Gaan lees maar Efesiërs 1, dan leer die Here daar voor die grondlegging van die aarde het ek julle uitverkies om heilig en onberispelik onder my te wees. So, voor die grondlegging van die aarde het ek hierdie verhouding met julle verseël, julle gekies om my eiendom te wees en met julle hierdie kontrak aangegaan. En dan later in vers 10, selfe hoofstuk, Efesiërs 1, sê hy, my doel met dit alles was om alles wat in die hemel en op aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder die hoofskap van Jesus Christus. En dis die kerk. Dis hoe ons funksioneer as gemeente. So die verbondstrou van die Here bestaan hier ook, want hy het met hierdie kerk, en nou moet jy nie praat van in die algemeen nie, jy's die kerk. Hy het met jou ook 'n kontrak. En daai kontrak wat hy met jou het, beloof hy jou. Ek sal jou vir altyd oppas. Ek sal jou vir altyd lief hê. Ek sal jou vir altyd beskerm. Oor die wonder van Jesus sal ek jou vir altyd vergewe. As jy in die stof lê, sal ek jou vir altyd optel. As jy sukkel, sal ek vir altyd jou krag wees. Moet ek aangaan? Julle sien waar hierdie op pad is, dat die Here volmaak volledig getrou aan sy huwelik met ons. Want so word in die Nuwe Testament vergelyk. In sy huwelik met ons sal getrou bly. Dan is dit 'n loyale liefde. Is loyaliteit nie iets wat lekker is nie. Dis vir my lekker om te weet as ons lidmate loyaal is, dis 'n moeilike woord om te sê, loyaal is aan ons bediening. Want loyaliteit van mense se kant af maak dat jy op hulle kan reken, is dit nie? So, as ek weet hierdie persoon is loyaal teenoor die bediening van Christus in 'n gemeente, het hoef nie ons gemeente te wees nie, dan weet ek kan op daai persoon vertrou en staat maak. Dan sê hierdie soort liefde wat die Here vir ons het,
gee absolute loyaliteit. Die Here is totaal loyaal aan jou wat aan hom behoort. En dan is dit ook genadige goedheid. As iemand doen goed aan ander selfs as hulle dit nie verdien nie. Net ons dit nie beleef in die kruis van Jesus Christus. Dat toe ons verdien het om dood te gaan, toe kom die Here en in sy geset liefde, sy troue liefde, gee hy sy lewe, sodat ek en jy kan lewe. Dan is dit baie belangrik ook 'n standvaste liefde. Hoe gereeld gebeur dit in jou lewe? Miskien is jy nie bereid om dit te erken nie. In die Bybel sien ons dit gereeld met die volk gebeur, dat mense sou sê, ek voel die Here het van my vergeet. Jy kan gaan lees in Jesaja 40, daar sê die Here vir die volk terug wat hulle vir hom gesê het. Hy sê, julle sê, ons reg gaan by ons God verby, waar is ons Here dan? Dan sê die Here vir hulle, het julle nie gehoor nie, het julle nie gesien nie, het julle nie geweet nie, die Here julle God is 'n ewige God. In Jesaja 40. En so vandag nog, wanneer mense in 'n genuine moeilike situasie is, gebeur dit, dat mense sê, die Here van my vergeet, of die ander bekende frase, bid ek dalk in die plafon vas, hoor die Here my as ek praat. En hierdie standvaste liefde sê, of beloof vir jou, dat die Here is nie wisselvallig in hoe hy jou benader nie. Dis nogal 'n aaklige ding van mense partykeer, nê? Dat daar 'n wisselvalligheid is in hoe ons mekaar behandel. Eendag is hierdie ou nice, die volgende dag wil hy my blaai, weet. Eendag is hierdie persoon behulpsaam, die ander dag is hulle kwaad omdat hulle opoffering moet maak. En selfs binne in ons naaste verhoudings in ons lewe het ons so 'n bietjie van 'n wisselvalligheid. Hierdie standvastigheid van die geset liefde sê, daar's nie so iets by die Here nie. Wie hy vandag vir jou is hy môre vir jou en elke oomblik. Daarom kan jy met vrymoedigheid tot hom nader. So julle sien dat hierdie liefde is 'n groot ding in ons as gelowiges se lewe en dis iets wat jy moet verstaan en in jou hart knoop. Want dit sê werklik, ek is geset for life. Want die Here het my standvastig lief, die Here het 'n kontrak met my, die Here is loyaal aan my vir een of ander rede deur die genade en die Here se goedheid is in my lewe. So dis die eerste tree in hierdie eerste 3 verse wat ons kry, waar die Here vir ons sê, let op, sien hoe groot is dit wat hier gepraat word van die karakter van die Here. Maar dan sal 'n volgende tree, iets wat jy dalk nie met die oë kan raak sien nie, want in die Afrikaans kom dit nie so goed oor nie. Maar in die Grieks, in die oorspronklike tale, het ons iets soos poëtiese parallelismes of chiasmes. En dit is verskillende woorde wat sistematies na mekaar gesê word, waar jy kry een woord hier, en eintlik kry jy die helfte van sy betekenis, of 'n gereduseerde vorm van sy betekenis. En dan 2 of 3 sinne later, dan kry jy sy verduideliking. Jy sien dit nie so maklik raak in die Afrikaans nie, maar dis hoekom ons die oorspronklike tale moes gaan leer. Dis hoekom ek nou maar my eerste 2 weke op die pik moes huil in die stort. Want jy sien dit raak in die oorspronklike taal. So ek het dit daar vir julle gemerk, en dit is nou die persgedeelte is alles pas by mekaar, die groen is alles pas by mekaar en die geel is pas alles by mekaar. Nou moet julle onthou hoe hierdie woorde werk is nie soos ons het 'n woord ek skop 'n bal, dis 3 woorde nie. In hierdie taal sal tipies 'n werkwoord word verbuig as een woord. So die vokale verander. En wat gebeur dan is dit word van skop verander na ek skop 'n bal. So bly nog een woord. So ons het nie meer woorde vertaal in die Afrikaanse vertaling in nie. Dis wat ook in die Grieks staan. Maar wat jy nou kan sien is wat vir ons geleer word hier is dat die troue liefde van die Here wat ons daar het in geset, wil ek u trou word weer op beklemtoon en dan troue liefde en weer u trou. So wat vir ons gesê word is dis regtig waar iets wat jou fokus moet vat. As jy die Here se liefde wil tipeer dit as getrou. Dis wat daai chiasme vir ons sê. Maar dan wat is die liefde van die Here verder? Kom ons gaan eers na die pers toe. Altyd, van geslag tot geslag, dis gevestig en dit bly in stand. Dis die chiasmes wat vorm in die oorspronklike taal, om vir jou te sê die Here se liefde vir jou is nie wisselvallig. Jy hoef nie een dag van jou lewe te twyfel, dat God het my minder lief nou, as dat hy my gister lief gehad het nie. Die Here se liefde is standvastig. Maar dan sê dit ook iets, mense wat dit waarlik beleef. Ek sien julle glimlag hieroor, want dit is 'n wonderlike gedagte, nê. Dit is so mooi om hierdie te hoor, dat die Here ons so lief het. Maar dan sê die psalmskrywer ook hier, ek sal sing, ek sal met my mond bekend maak,
Ons kan nie stil bly oor die goedheid van die Here nie. Ons sien, geliefdes, 'n groot klomp getrouheid van die Here se kant af. Die Here stop nie, hy wankel nie. Hy maak bekend hy's getrou. Hy maak bekend hy's van voorneme om goed te doen in jou lewe. Hy's van voorneme om jou getrou lief te hê. Hy sal nie wisselvallig wees of sy rug op jou draai nie. Jy is syne. Dis wat hierdie woord vir jou sê. En daarom is ons geset for life. Man, jy kan arm wees, of jy kan ryk wees. Jy kan gesond wees of siek wees. Jy kan die mooiste ou wees of die lelikste een. Jy kan wie ook al wees. As jy deur die Here aangeneem is jy geset for life. En is eintlik al wat ons nodig het. Want as die Here ons kom haal, gaan dit net oor daai verhouding met Christus. Nie oor, het jy 'n waltrek gery of wat anders nie. Nee. Daai verhouding. En dis wat ons sien. Hierdie Psalm trap in en sê, kyk na God se getrouheid. Maar dan ewe skielik gebeur daar 'n vreemde ding. 'n Loflied word 'n klaaglied. Hy maak 'n draai van vers 19 af. Van vers 19 af, dan word die psalmskrywer baie negatief. Die verdeling is vinnig net so, ons hoef nie regtig na dit te kyk nie. Die loflied van die Here vers 1 tot 18, dan vers 19 tot 37, die herbevestiging van die verbond, en dan die klaaglied begin by vers 38 tot 45. En dan eindig dit met 'n gebed vir verlossing. Maar wat ons moet raak sien, is die spanning of die konflik van die skrywer wat hy beleef wanneer dit oorgaan van 'n loflied oor getrouheid na 'n klaaglied oor wat in die sondige mense oë lyk soos ontrouheid. En ons moet onsself die vraag vra, hoekom? Van die kroon het gekraak. Dis wat gebeur in hierdie gedeelte. Die kroon het gekraak. Die psalmskrywer se fokus en sy hoop was so baie gerus en gerig op wêreldse koning. Dat die mense van die Here kan nie voortbestaan sonder dat die koning wat hy oor hulle aangestel het nie voortbestaan nie. En dis die skrywer se negativiteit. Ander woorde, waarop bou hy sy lewe? Hy bou dit op die wêreldse heerskappy van 'n wêreldse mensekoning. En daai kroon het gekraak. Jy kan maar dit weet van hierdie lewe. As jy jou hoop en jou vertroue en jou lewe en jou huwelik en jou verhoudings met jou kinders, wat ook al jy in hierdie lewe besig is om te bou, as jy dit gaan bou op 'n fondasie van wêreldsheid, gaan dit kraak. En dit sal heel waarskynlik uitval tot groot detriment in jou lewe. Dis wat die psalmskrywer doen eintlik. Sê omdat Dawid se koningslyn nie meer so sterk staan nie, want nou die konings afvallig geraak. Ons weet nie presies na wat verwys hierdie nie. Dit is onmoontlik om dit te bepaal. Dit kan so vroeg wees as selfs Absalom wat vir Dawid wil doodmaak, sy eie seun, om die koningskap te vat. Dit kan wees met die verdeling van die Noordryk en die Suidryk. Dit kan wees met die ballingskap, wat ek dink waarskynlik dis eerder 'n vroeëre datering as 'n latere datering, en ek gaan nou sê hoekom ek so dink. Maar iets het verkeerd gegaan in hierdie koning Dawid se koningslyn. En die Here het dan in 2 Samuel 7 gesê, ek sal in jou 'n bestendige koninkryk gee. Daai koninkryk sal nooit vergaan nie. Jou nageslag sal vir ewig heers, is wat die Here vir hom beloof het. En nou gaan iets verkeerd. En Etan, wat die skrywer is van hierdie psalm, soos julle gesien het, wat een van Dawid se tempelsangers is, dis hoekom ek sê eerder 'n vroeëre datering as 'n latere datering, al is daar 'n klomp teoloë wat sê nee, 'n latere. In 1 Kronieke 15 dan sien ons dat Dawid vir Etan instruksies gee. So dit kon so wees dat Etan nog baie jonk was en nog baie lank geleef het na Dawid dood is. So dalk eerder die verdeling van die Noord en die Suidryk wat hierdie nasionale krisis veroorsaak. Maar die Davidiese koningskap lê in die psalmskrywer se oë en duie. En daarom val sy wêreld uitmekaar. Dis 'n tyd van nasionale krisis wat hulle beleef. En dis my so wonderlik toe ek hierdie voorberei, toe dink ek, laas jaar Oktober en November maand het ons hierdie tekste gekies en die temas uitgewerk, en nou sit ons in 'n internasionale krisis. En die Here het die teks gekies vir die 8de Maart, sodat ons kan hoor, ons is geset. Want ons hoor klaar, die dieselprys gaan voor einde Maart R30 wees, en ek worry, want ek gaan moet begin fietsry. Ek sê fiks nie.
maar die Here sê vir my, jy is geset. En hy het vir die psalmskrywer ook gesê, en hy was net nie bereid om dit vas te hou, toe dit moeilik gaan nie. Daarom, wat die Here doen in hierdie psalm, en wat die Heilige Gees in die skrywer gedoen het, om terug te kom aan die heel laaste gedeelte, om te sê, weet jy wat, ek besef nou, die Here moet geloof en geprys word, is die herinnering aan die Here se troue liefde. So mooi daar, in klaagliedere, dan word daai selfe woord gebruik, geset, en daar staan, u geset, u troue liefde is elke môre nuut. Psalmskrywer kom dalk op 'n punt waar hy vra, waar is u troue liefde, Here? Ek sien dit nie. Miskien was jy, pastoraal gesproke, al op so 'n punt in jou lewe. Miskien is jy nou. Sê, Here, waar is die troue liefde? Ek sien dit nie. Ek voel nie ek kry dit beleef nie. Die realiteit, geliefdes, is ons bly in 'n gebroke wêreld as gebroke mense. Ek sien hierdie week 'n prentjie, miskien het van julle dit gesien. En dis nou maar hoe Suid-Afrikaners is om humor in al die ellende te sit, net sodat dit bietjie ligter is. Waar die missiele so skiet oor die lande en dis vuur en als. En dan sê die ou, me sucking on my wet and disgusting paper straw, trying to drink my cool drink to save the environment. Meanwhile, world leaders. Weet. Dis die tyd, nee. Miskien voel mens so. Die lewe sal altyd vol uitdagings wees. Waar mense is, sal goed altyd stikkend gemaak word. Jy moet dit weet van jouself. Dis presies waar die psalmskrywer homself bevind. In 'n gat van wanhoop as gevolg van wantroue. Omdat die sonde van die mens, dit wat hy geken het, stikkend gebreek het. Want dis wat Israel stikkend gebreek het. Dis mense sonde. Mense sonde verwoes, en dis hoekom hy in hierdie gat is. Maar die Here help hom eintlik daar uit, in die herinnering dat die Here se beloftes is getrou en vas. En 'n mens kan maar eerlik worstel, dit is so. Die werklikheid lyk partykeer vir ons almal heeltemal anders. Maar geloof is om vas te hou. Is om vas te hou ten spyte van die feit dat die storms jou partykeer wil stik en slaan. En waaraan hou jy vas? Aan die troue liefde van die Here. Van die psalmskrywer het hier gedink is verby. Die Dawitiese lyn is verby. Die verbond wat die Here in 2 Samuel 7 gemaak het, is gebreke. Maar die vraag wat ons wil vra is, het die troon van Dawid toegeval? Het die Dawitiese koningskap geëindig? Die Here het beloftes gemaak, het daai beloftes nie gebeur nie. Ek wil graag vir julle lees wat staan in Lukas 1, vers 32 tot 33. Ek gaan sommer net so noem. Die engel, dink is Gabriël gewees, sê wanneer hy die geboorte van Jesus aankondig, ek sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal vir ewig regeer. Die mensekant van die kroon het gekraak, maar God se plan nie. Die apostels verkondig in Handelinge 2 vers 29 tot 36, dan staan daar, Jesus is uit die dood opgewek, en die Here het hom as beloofde koning uit die lyn van Dawid aangestel. Het die troon van Dawid geval? Het God sy beloftes gebreek? Nee. Die skrif leer ook vir ons in Openbaring 11 vers 15. Die seun van Dawid se heerskappy sal nooit eindig nie. Want wat sê Paulus vir ons in Filippense 2? Die Here Jesus het opgevaar, hy sit aan die regterhand van die Vader. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Elke tong sal erken, en elke knie sal buig en sê, Jesus Christus is Here en Koning, tot eer van die Vader. God kan nie ontrou wees aan wat hy beloof nie. Partykeer is ons net so naby aan ons situasie, dat ons nie regtig kan begryp wat aangaan nie. Geliefde gemeente, Psalm 89 laat ons werklik die spanning beleef van menslike feilbaarheid. En laat ons eerlik ontdek en voel
hoe die feilbaarheid ons aan die oorkant beet kry en in die verkeerde rigting intrek. Maar hierdie Psalm herinner ons dat ons van die troue liefde van God kan sing. Dat ons kan weet, daar waar wêreldkrone kraak, waar konings val en waar mense wankel, dat die Here getrou bly. Dat daar waar dinge onseker is, dat ons in die standvastigheid van die troue liefde van die Here kan leef en wandel. Daar sal baie koninkryke en baie aardse dinge in jou lewe val, maar die Here se troue liefde sal altyd vas staan. Dit kan nie wankel nie, dit sal altyd wees. Hy is die koning wie se heerskappy nie sal eindig nie. En daarom eindig hierdie Psalm en ons lewens nie in wanhoop nie, maar in die hoop van vertroue in die getroue liefde van die Here. En wanneer die duiwel dit ooit met jou wil regkry, om jou wil te laat vra of sê die Here hoor my nie, is die Here werklik vir my lief. Herinner die Here jou vanoggend aan hierdie waarheid. Sy liefde wankel nie. Sy liefde is nie inkonsekwent nie. Sy liefde is nie iets waarop jy nie kan reken nie. Vat daaraan vas en leef met dit, elke oomblik en in elke tree. Laat dit jou lewe kenmerk en hoe jy ook ander liefhet. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie dinge te kan hoor. Om te kan hoor van u troue liefde, om te kan hoor van alles wat vloei uit hierdie troue liefde uit. Gee dat ons mense sal wees wat deur die krag van die Heilige Gees aan u troue liefde vashou, maak nie saak hoe onstuimig ons situasie of ons wêreld is nie. Vader, waar daar baie onsekerheid op baie verskillende vlakke en terreine van baie van ons se lewens is hierdie die een sekerheid wat maak dat ons altyd staande kan bly. Dat u ons trou liefhet en sal lief hê, dat u ons trou beskerm en sal beskerm, dat u ons trou versorg en sal versorg, en dat ons kan rustig leef in die wete, u het ons getrou lief. Dis waarlik so, dat hulle wat in Jesus Christus glo, is geset for life, en ons prys u daarvoor in Jesus se naam. Amen.